Het jy al ooit gewonder hoe jou lewe sou verander as jy elke dag net 'n oomblik in God se woord spandeer? Kom reis saam met ons in 2026 deur die hele Bybel. 365 dae, een reis van Genesis tot Openbaring. Elke dag se leesgedeeltes is reeds vir jou uitgelê. En die mooiste deel van dit, jy kan luister saam met Dr. Raymond Lombard. Skandeer net die QR-kode en hoor die woord waar ook al jy is. In jou motor, op pad werk toe of by jou huis saam met jou gesin. Duisende mense begin lees en luister op 1 Januarie 2026. So moenie wag nie, plas nou jou pre-order voor Desember en begin die nuwe jaar met God se woord. Elke dag, een oomblik op 'n slag. Besoek nou raymondlombard.com en kry jou Bybel. Soos julle weet, ons is mos nou besig met 'n reeks uit die boek Klaagliedere. Wie het nou ooit gedink 'n mens sal uit Klaagliedere preek en dit op 'n Sondag aand, right? Maar nou so die Here het dit op my hart gelê en so vorder ons en vanaand, kan jy dit glo, is ons al by boodskap nommer 7 wat ek bring, né? Is nou al die 7de week in 'n ry wat ek met jou praat uit Klaagliedere. So sal jy daarin blaai, dan lees ons saam, want ons reis nou deur die boek Klaagliedere. Klaagliedere van Jeremia. Dis nou Klaagliedere hoofstuk 3 en ons reis bring ons vanaand van vers 19 af. So as jy die plek gekry het, kom ons lees saam. Klaagliedere hoofstuk 3 vanaf vers 19. Dink aan my elende en my omswerwinge, aan die wilde als en die gif, as my siel terdee daaraan dink, buig hom neer in my. Dit sal ek ter harte neem. Daarom sal ek hoop. Dit is die goedertierenhede van die Here dat ons nie omgekom het nie. Want sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is nuut, elke môre nuut. U trou is groot. Die Here is my deel, sê my siel. Daarom sal ek op hom hoop. Goed is die Here vir die wat op hom hoop, vir die siel wat hom soek. Dit is goed om in stilheid te hoop op die hulp van die Here. Tot sover. Hierdie gedeelte, spesifiek nou van vers 22, dit is die goedertierenhede van die Here dat ons nie omgekom het nie. Want sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Dis omtrent die enigste teks wat die meeste Christene ek mee praat, hulle kan aanhaal uit die boek Klaagliedere, uit die hele boek uit. As ek vir hulle vra, haal vir my 'n teks, dan sonder om jou Bybel oop te maak, uit die boek Klaagliedere, dan sal dit gewoonlik 99% van die tyd, dan sal dit die teks wees wat iemand praat. Jy sal dit ken, byvoorbeeld, die Engelse vertaling sê, His compassions fail not, they are new every morning, great is thy faithfulness, the Lord is my portion, says my soul, therefore I hope in him. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie kosbare woord vanaand. Ag, en my gebed is dat U sal verheerlik word in die prediking en die oordeenking van hierdie lieflike woord in elkeen van ons se hart. Ons bid dit, Vader, om Jesus naam ontwil. Amen. So, Jeremia sê, die Here is my deel. Ek wil met jou daaroor praat. Want die Engels sê mos, God is my portion, the Lord is my portion. Die Here is my deel. Hierdie gedeelte wat ek nou vir jou gelees het, hierdie is nou boodskap nommer 7, né? Daar was nou 6 agter die blad. En vir die eerste keer kom ek nou by die mees bekendste gedeelte in die hele boek Klaagliedere. Nou, Jeremia het ons gesit aan die noordelike kant van die muur van Jerusalem, toe hy beklaag het die verwoesting van Jerusalem, toe hy beklaag het al die mense wat doodgemaak is, die paleise, die tempel is vernietig, die stad is afgebrand, die paleise is tot niet. En Jeremia, volgens tradisie, het aan die noordelike muur gesit, antwoorde by die Damaskushek. Dis nou tussen die muur van Jerusalem en soos wat ons het vandag ken, Golgotha as heuwel, die berg Moria. Daar het hy gesit en hy het Jerusalem beween, die profeet Jeremia. En wat ons hier sien,
wat hy hier doen, is, hy sê, en ek verbaas my, dat hy sê, dat hy hoop nog steeds op die Here. Hy sal 4 keer in hierdie geleesde gedeelte verwys, dat sy hoop is steeds op die Here. Dit laat my dink aan die herlewingsprediker Spurgeon. Hy het eendag vertel, en hy het gesê, toe hy het gepreek oor hierdie gedeelte, Spurgeon, en toe hy oor die gedeelte preek, toe gelees ek in die geskiedenis word gesê, toe maak hy hierdie illustrasie vir die gehoor 'n werklikheid, toe hy vir hulle gesê het, by die suidpunt van Afrika, nou dis hier waar ek en jy bly, ons bly die suidpunt van Afrika, nie die mees suidelike punt, maar ons is in die suidpunt van Afrika, en hy preek, Spurgeon, hy sê hierdie woorde, hy sê vir sy gehoor, hy sê, by die suidpunt van Afrika is die see so onstuimig, dat die Portugese, wat hier gekom het, van Portugal met die skepe, as hulle hier by die suidpunt gekom het, 'n sekere tyd van die jaar, dan het hulle gepraat van the Cape of Storms, die Kaap van Storms. So die mense, wat die eerste keer ooit die woorde gebruik het, die Kaap van Storms, nou julle was al saam met my, of baie keer van julle sou mos al gesien het, as jy daar by seepunt kom, en daar's 'n woeste storm in die Kaap, dat jy gesien hoe slaan hy skuim, oor die promenade, tot in die teerpad, né? Daai skuim sal kom, dit sal ver in die binneland, kom dit oor tot selfs by die teerpad van die Marienparade. Dan weet ek en jy, nou storm dit hier in die Kaap. So die Portugese, hulle het altyd gepraat van the Cape of Storms. Hy sê maar, toe Bartimeus Dias, want hy was een van hulle, hy het aan die koning 'n brief geskryf, in 1688, toe sê Bartimeus Dias vir die koning, daar in Portugal, toe sê hy vir hom hierdie woorde, vandat hulle nou 'n bietjie ligtorings sit, en bietjie dinge verander het, en goed in die Kaap, dat dit 'n bietjie makliker is, met die seevaart, toe sê hy, we have given it a new name, King, and the new name is not Cape of Storms anymore, from now on it will be known as a Cape of Good Hope. En tot vandag toe, sal jy altyd lees, hulle praat van die Kaap van Goeie Hoop. Dis hier waar ons bly, né? Die Kaap van Goeie Hoop. Dit was bekend as die Kaap van Storms. Vandag is dit bekend as die Kaap van Goeie Hoop. En die teks sê ook, vers 21, hy sê, daarom sal ek hoop, vers 22, wil hy dan ook, vers 23 sê, u trou is goed elke môre, en dan sê vers 24, my siel hoop op u, en dat ek hoop op hom, en in stilheid sal ek op die Here hoop. So 4 keer sal hy dit uiter en sê, sy hoop is steeds op die Here. Stad is vernietig, alles is plat, daar's niks om oor te juig. Hoe hoop jy, as alles tot niet is? Kom ons let op die profeet. Jeremia, hy wys op God se groot getrouheid. Al is die mens ontrou, God bly altyd getrou. Hy sê in vers 23, dit is die goede, en vers 20 sê, ek sal dit ter harte neem. I will take it to heart, né? Ek stel my hart daarop. Okay? En daarop hoop ek. My hoop is op hierdie ding, dat die goedertierenheid van die Here, dis net sy goedertierenheid, dat ons nie omgekom het, en sy barmhartigheid ken geen einde nie. Ander woorde, sy verstaan is God se getrouheid te midde van ons stryd. My stryd verander nie God se getrouheid nie. Wanneer hy sê, dis die enigste rede waarom ons nie vernietig is nie, is God se erbarming. Hy bedoel God se simpatieke liefde en genade. God gee soveel om. Hy spaar ons. God faal nie. God stel nooit teleur nie. Die stroom van God se goedertierenheid kan nie opdroog nie. Hoekom nie? Want dis die genadebewyse van 'n onveranderlike ewige God en Vader. Wat dink jy van God? Weet jy wie is God? Kom ek jou iets van hom vertel?
Sy troon in die nuwe Jerusalem. Wanneer die nuwe Jerusalem met die hemel op die aarde neerdaal. Die Bybel sê, van onder die troon stroom daar 'n ewige stroom van lewende waters uit God se troon uit, tot in alle ewigheid. Dis hoe groot hy is. 'n Stroom, 'n lewende stroom water wat jy kan fisies drink. Lewende water. 'n Ewige stroom vloei uit die troon van God uit. As hy so groot en so magtig is, sy goedertierenheid ken geen einde nie. Dit kan nie ophou nie. Dit stroom net uit hom uit. Dit is onophoudelik. Dis wie hy is. Sy genade bly stroom uit hom uit. Sy geduld en sy liefde en sy erbarming, sy omgee. Die feit dat hy vir ons water van lewe gaan gee om te drink tot in alle ewigheid. Dis net sy goedertierenheid. Ons noem hom Elohim, maar ons weet hy het 'n naam, Jahwe. Dis die naam van die verlossingsgod en hy het 'n seun Jesus vir ons gestuur, sy enigste seun. So ten eerste wil Jeremia vir ons sê sy getrouheid is groot, want sy barmhartigheid ken geen einde. Dan gaan hy verder. En tweedens maak hy die opmerking in vers 23 wanneer hy sê, hulle is nie elke môre, u trou is groot. Nou gaan hy verder. Hy sê, hulle is elke môre nuut. Vriende, as daar 'n stroom van lewende waters uit God uitvloei tot in alle ewigheid, dan is daar elke dag nuwe seëninge wat uit die Here uitvloei. Dis 'n groot God wat ons dien. Weet ons wie is ons God en Vader? Elke asemteug wat jy inneem, elke sluk water wat jy inneem, elke sny brood wat jy eet, elke kledingstuk wat jy het, wat jy aantrek, is 'n teken van God se seën. Goedheid en guns wat uit die Here uit voortvloei. En die Bybel sê, elke môre bring nuwe seëninge. 'n Nuwe dag met nuwe geleenthede, met nuwe dinge wat God vir ons doen. Elke môre is hulle nuut. Daar's elke dag nuwe dinge wat die Here vir ons doen. Elke dag sy barmhartigheid, sy goedertierenheid. Waarlik waar, hoe geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus. Daarom het ons 'n lied wat ons in die kerk al baie gesing het. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, O Lord, unto me. Is die Here goed vir jou? Natuurlik is die Here goed vir jou. Was hy gister goed vir jou? Ja, natuurlik. Was hy eergister goed vir jou? Ja. Was hy vandag goed vir jou? Ja. Sal hy môre goed vir jou wees? Ja. Sal hy oormôre goed wees? Ja. Sal hy tot in alle ewigheid goed wees? Great is thy faithfulness. They are new every morning. Want dis wie hy is. Ons gevaar baie keer is, ons soek sy hand in plaas van sy aangesig. Ons wil baie keer kyk, wat kan God vir my gee? In plaas van hom te gaan en te sê, ek sal in my lewe nooit vergeet, dat dit hier in hierdie kerk gebeur, jare terug. Toe bid ek hier een oggend, ek het nog in die huis hier oorkant gebly, en toe ek hier kniel om te bid, toe vra die Here vir my, wanneer laas het jy my iets gevra? Ek sê, Here, maar ek vra jy elke oggend 5 uur as ek hier kom bid. Hy sê, nee, wanneer laas het jy my iets vir jouself gevra? Jy bid altyd vir iemand anders. Jy bid vir jou familie, jy bid vir die gemeente, jy bid vir ander mense. Hy sê, my kind, wat kan ek vir jou doen?
Ek skrik my in, dis nervus in. Ek weet nie wat om myself aan te vang nie. Dat die Here vir my vra, my kind, wat kan ek vir jou doen? En ek skrik. En ek is like, Here, wat hoor ek hier? Is jy altyd besig om net sy hand te soek? Wat gaan hy vir my gee? En dit is wonderlik sy seëninge. Maar ek dink dit verbly die Vaderhart. Wanneer jy kom nie om iets te vra nie, maar net om te verklaar, great is thy faithfulness. Here, ek kom nie nou iets vra nie. Ek kom net sê dankie. Ek wil net u aangesig soek. Your Shekinah glory, your presence, who you are. Nie wat u vir my kan doen nie, wat ek kan kry uit dit uit nie. God se getrouheid gaan hy nog verder. Hy sê in vers 24, die Here is my deel. Sê my siel, daarom sal ek op hom hoop. Hy sê, God is my deel. Nou, die van julle wat die skrifte ken, sal onmiddellik weet as ek sê, God is my portion, God is my deel. Dan sal baie van julle se gedagtes heel waarskynlik gaan op Psalm 73, want hier's 'n baie bekende gedeelte rondom dit. Toe die psalmis dit gesê, Asaf, was nie Dawid hierdie keer was dit Asaf. Hy sê, weet ek buiten u in die hemel, buiten u het ek begeer ek ook niks op die aarde nie. Hoor wat sê hy? Hy sê, weet ek buiten u in die hemel, dis nou Psalm 73 vers 25, en buiten u het ek ook niks, begeer ek ook niks op die aarde nie. In ander woorde, my grootste begeerte is die Here voor dinge. God is eerste. En nou sê in vers 26, al beswyk my vlees en my hart, God is die rots van my hart en my deel tot in ewigheid, my portion until eternity. Hoor wat ek sê, God is my deel. Hulle kan my vrou en my kinders van my wegvat. Hulle kan my familie doodmaak. Hulle kan my huis afbrand. Hulle kan my kar steel. Hulle kan alles vat. Hulle kan nie die Here van my wegvat nie. Alles in die lewe kan van jou weggeruk word. Soos wat nou gebeur met daai mense in Sudan. En met daai mense in Nigerië, is verskriklik om dit te sien. Want van my pastoor kollega stuur vir my, ek bedoel elke maandag, dan bid ons as African Council, dan gee hulle verslag oor wat in hulle lande gebeur, dan moet ek dit hoor. As ons bid vroegoggend. En baie van hulle, as ek met hulle praat, en ek sê vir hom, jy het nie veel nie. As hy vir my sê, but I have Jesus. And that is enough. As hulle, toe ek en jy was in Sudan, net na die lyke opgetel het, 1999, toe loop die pastore met sulke takkies in hulle hand, vroegoggend, en laat aand, voor donker. En dit is mango takkies. En ek sê vir John Noah, hy is sopas oorlede, hy het 19 weeskinders grootgemaak, en ons gemeente, myself en julle, ons het hom almal ondersteun, met die 19 weeskinders in sy huis, in Arua, teen die grens van Sudan, waar Chikowi is, gevaarlike plek. En ek sê, wat maak julle met die wit stokkies? Hulle sê, nee, dis mango takkies. Ek sê, met wat? Hulle sê, nee, ons skrap die takkie, die groen takkie, skoon, tot hy wit is. En dan maak ons die punt van die takkie skerp. Ek sê, wat maak jy allemaal met 'n wit mango tak in jou mond? Hy sê, dis my tandeborsel. Want ons het nie tandepasta nie. Doesn't exist. You don't have the money. There's no shops, can't buy. Dis hoe ons tande skoon maak. Ons gebruik wit mango takkies. En dink ek, Here, by my huis draai ek die kraan op, kom maar water uit. Het jy al dankie gesê as jy onder 'n stort staan? Thank you for your blessings, Lord. Jy het nog nooit, het jy al ooit vir die Here dankie gesê jy tande geborsel? Ek wonder of jy ooit gedoen het. Want jy sit mos nie met 'n mango tak in jou hand nie. Ons besef nie wat ander mense deurmaak. En hy sê, God is my deel. You are my portion, die Here is my lot.
Dit was Thomas Brooks, hy het 'n stelling gemaak en hy skryf en hy sê die woorde, hy sê, a man that has God for his portion is the rarest and happiest man in all the world. As God jou deel is jy die gelukkigste mens. As jy die Here het, hoef jy nie veel ander dinge te hê. As die Here van jou lewe is, dan's dinge mos nie meer so belangrik. Want weet jy wat gebeur met jou? Jy is soos 'n môrester, jy is helder en blink. Jy is soos die maan wanneer dit volmaan is. Jy is soos die rose wat vol blom in die lente en jy is soos die lelies wat by waterstrome is. Want jy weet dat die Here is jou deel. En hier sê Jeremia, hy sê, ek sê vir myself, dan vers 24, hy sê, ek sê, die Here is my deel, sê my siel. So hy sê, ek sê vir myself, die Here is my deel. Ek sê dit, die Here is my deel. Wat het ek meer nodig? As ek God in my lewe het. Hy sê, daarom, die einde van vers 24, sal ek bly hoop. Ek sal bly hoop, want die Here is my deel. Daarom sal ek op hom hoop. So Jeremia leer ons dat God se getrouheid is groot. Want ons het sopas gesien, sy goedertierenheid is nuut elke dag. Sy goedertierenheid is daar te midde van ons stryd. Sy goedertierenheid is daar en dit verseker ons van 'n fondasie in ons lewe. Ek kan altyd op die Here vertrou. En dan maak hy die volgende stelling vierdens. Wanneer hy vir ons in die volgende vers sê, God se goedertierenheid word bewys en sy goedheid aan hulle wat op hom wag, wat hom soek. Ek dink dis waar die probleem lê. Kyk wat sê daar in vers 25 en 26. Goed is die Here vir die wat op hom hoop. Jy sien, is jy daar? Is dit waar jy is? Vir die siel wat hom sien, is jy daar? Is dit waar jy is? Vir die wat op hom hoop en die siel wat hom soek. En dan bedink hy hom en hy sê, dit is goed om in stilheid te hoop op die hulp van die Here. Wanneer jy stil word in jouself en jy weet dat my hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Jy sien die noodsaaklikheid van om geduldig te wag is wat hy hier beklemtoon. Want Jerusalem is vernietig. Alles is plat. En nou sê hy, sy argument is om te murmureer en te klaag. Bring net meer murmureringe en meer klaagliedere en klagtes. Want ons is so gereed om almal te blameer behalwe onsself. Right? Natuurlik. Almal is skuldig behalwe jy. Korrek? Dis mos hoe jy sê. Dis mos hoe jy optree. Want jy tree mos so op want iemand het so opgetree. So jy het mos iemand om te blameer. Jy het mos altyd iemand om te blameer. Dis mos nie jy nie. Dis mos hy, dis mos sy. Dis mos hulle. Maar nie jy nie. Dis mos die mens. Dit is wat ons doen. En hoe meer jy brom en kla, hoe verder blyk God se goedheid weg te wees. Want jy hou jou nou met hierdie goed besig. Jeremia sê, wanneer jy stil word, en jy ophou kla en murmureer, dan begin jy te sien, die hulp, die verlossing, die barmhartigheid van die groote God, by wie daar 'n ewige stroom van liefde en vloeiende waters is. Jy sien Paulus, hy het iets van dit verstaan op 'n ander manier.
toe hy in Romeine 5 vers 5 sê in die Nuwe Testament, die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God uitgestort is in ons hart deur die Heilige Gees. Paulus sê, 'n kind van die Here het hoop. En die hoop wat ons het, is omdat God het sy Gees aan ons gegee. En omdat jy die Heilige Gees ontvang het, kan jy hoop. Jy kan jou hoop op die Here plaas. Jy kan jou hoop op die Koning van die hemel plaas. Dit blyk toe vir my, as ek so na Jeremia luister, hy sê daar in vers 21, dit sal ek ter harte neem. Dit sal ek my hoop opstel. Op wat? Op wat sal hy ter harte neem? In ander woorde, wat gaan hy vir homself sê? Hy sê, die goedertierenheid van die Here, daarom het ons nie omgekom nie, sy barmhartigheid ken geen einde nie, hulle is goed en nuut elke môre, sy trou is groot, die Here is my deel, ek sal op hom hoop, ek sal in stilheid op die Here hoop, ek gaan nie kla nie, ek gaan nie murmureer nie, ek gaan my vertroue op die Here stel. Dis nie 'n vergissing nie, vriende. Romeine 15 vers 4 sê Paulus, alles wat tevore geskryf is, ook in die boek Klaagliedere. Take note, neem kennis. Romeine 15 vers 4 sê Paulus, alles wat tevore geskryf is, alles wat in die Bybel staan, in die Ou Testament. Die Nuwe Testament was nog sê, as 'n kanon klaar nie, so hy verwys na die Ou Testament. Hy sê, alles wat tevore geskryf is, ook in Klaagliedere, is tot ons lering geskryf. So wat het jy nou geleer? Hy sê dit Here het vir ons gegee tot ons lering. Sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Wil jy hoop hê? Gaan na die woord. Soek jy hoop? Gaan in die Bybel in. Gaan in God se woord in. Hy sê, deur die skrifte kry ons hoop en bemoediging en lydsaamheid dat ons kan die stryd deurstaan. Voor ek afsluit, moet ek jou eers na 'n plek toe vat. Wat dink jy persoonlik was een van die grootste oomblikke in Dawid se lewe? Ons het volgens iets oor Dawid gesê. Ek wil net gou vir iets vra, voor ons wegbeweeg hier. Hoor gou net hier. Sê vir my, wat dink jy moes een van die grootste momente in Dawid se lewe gewees het, toe hy in die moeilikste oomblikke van sy lewe was? Saul het sy lewe gesoek, sy vyand het sy lewe gesoek, baie vyande rondom, en hy het dit baie moeilik gehad. En op daai oomblik, toe gebeur daar iets baie kosbaar in Dawid se lewe. Miskien het jy dit lanklaas gelees, dalk het jy dit vergeet. As jy my toelaat, wil ek jou net gou daaraan herinner. Dis in 1 Samuel, hoofstuk 23. Daar staan in vers 16, daar breek toe 'n oomblik aan in Dawid se lewe dat Jonathan, Saul se seun, die seun van Saul, het hom klaar gemaak en na Dawid toe gegaan, daar by Hores. Nou hoor nou mooi, dis nou 1 Samuel 23 vers 18, hy kom daar, hy soek vir Dawid, Jonathan, en hy kry vir Dawid. En toe hy by Hores kom, en hy kry hom daar, toe staan daar, en hy het Dawid, hy het hom bemoedig in God. You better get it. Hy het hom bemoedig in God. En vir hom gesê, so Jonathan stap na sy vriend Dawid toe. En in die Here, hy bemoedig hom in God. En hy sê vir hom, Dawid, my vriend, jy moenie vrees nie. Oor my vader Saul se hand wat teen jou is. Jy sal koning word. En jy sal oor Israel heers. En ek sal tweede onder jou wees. En my vader Saul weet dit maar al te goed. Dus kom hy jou so jag. Dit is so mooi dat Jonathan na Dawid toe kom en hom in God bemoedig.
skep moed in die Here, Dawid. Jy ken die Here, Dawid. Vat moed. Die Here is jou deel. Bly hoop op die Here, hy gaan vir jou deurkom. Sy barmhartigheid ken geen einde. Sy seëning is nuut. Great is thy faithfulness. Jy sien, die punt wat Jeremia gemaak het, en ek moet nou wegstap hier van dit af, wil ek net sê, wat hy eintlik vir ons wou sê hier is, wanneer jy nie verstaan nie, wat aangaan, en dit maak nie vir jou sin nie, en die dinge is nie soos wat jy dit wou gehad het, en soos wat jy wil hê dit moet wees nie, kan jy steeds moed skep in moeilike tye, want jy verstaan, great is thy faithfulness. God bly getrou. En hy is my deel. Buiten hom is daar niks groters in die hemel wat ek begeer. Buiten hom is daar niks groters op die aarde wat ek begeer. God is my deel. En dit kan niemand van my wegvat. Kan baie dinge van my wegvat, maar jy kan nie die Here van my wegvat.